Goeiemôre, goeiemiddag en of heel waarskynlik goeienaand. Hierdie video gaan oor die tekens en ek weet dit is 'n bietjie van 'n vae titel. Dit's baie vaag. En die rede is ek kon nie regtig uitmaak wat hy om die ding te noem nie. Ons gaan basies werk met wat gebeur met die titels. Hoe my nou gesê ek titels. Wat gebeur met die tekens? Die tekens. Wat gebeur as ek 'n minus en 'n minus bymekaar maal of 'n minus en 'n minus met mekaar deel? Ek gaan al daai wettetjies en al daai goedjies met jou deel vandag. So ja, dit gaan eintlik maar net dit gaan letterlik net klomp voorbeelde wees. Want hierdie goedes is baie maklik en as jy dit eers verstaan, okay, wat die patroon is van die dinge, dan gaan die kleiner deeltjies van die som waarmee jy besig is baie maklik wees. So, imagine jy het hierdie groot som en daar's baie dingetjies om te doen, maar sodra jy die klein goedjies begin verstaan, dan gaan jy die hele som deel vir deel kan doen. So, ons gaan begin met ons gaan die twee doen van maal en deel soos ek genoem het in my vinnige vlugtige voorbeeld. En ek het vergeet om vir julle te sê, hoorie, so julle moet net as julle spesifieke dinge wil kyk in die video, gaan jy nou maar die timestamp in die description moet nou gaan kyk, maar die ding is soos hierdie video gaan so vinnig wees. Dit gaan so vinnig wees. Dit gaan onder 10 minute wees, glo ek. Ek hoop so. Dit hang af hoeveel ek praat. So vermenigvuldiging en deling. Vermenigvuldiging is ook net 'n fancy woord vir maal. So ons gaan kyk na maal en deel. So as ons begin met vermenigvuldiging, en ek weet nie hoekom dit so is nie, maar hulle het altyd, as ek sê hulle, bedoel ek die mense wat nou hierdie wiskunde uitgedink het hulle altyd klomp verskillende name vir goeie. So dis hierdie maal kan genoem word vermenigvuldiging maal of die produk van. Ek is nie seker hoekom nie, maar dis nou maar hoe dit is en ons moet net die terme leer en dit ken sodat hulle ons nie kan vasvang nie. So ons gaan begin, ons gaan letterlik met die deur in die huis inval. Ok, so, eerste ding. Wat gebeur as ek 'n plus met 'n plus maal? Dan kry ek 'n plus. 'n Voorbeeld hiervan gaan wees 3 maal 2 is 6. Nou, van die, soos ooglopend lyk hierdie soos enige ander moontlike ding wat jy al in jou lewe gedoen het. Nee, en jy sal dalk vir my vra, hoekom sê ek hierdie is 'n plus maal plus, want voor hierdie 3, voor daai 3 is daar 'n plus. Voor die 2 is daar 'n plus, voor die 6 is daar 'n plus. Dit is net 'n minus as daar 'n minus is. As daar nie 'n minus is nie, is dit altyd 'n plus. Okay? So, volgende voorbeeld. Minus maal 'n minus, gee ook vir my 'n plus. Kyk weer, minus 3 maal minus 2 gee vir my gee vir my plus 6. Sien jy, daar's weer nie 'n actual teken vir die 6 nie, maar dit beteken net uit 'n plus voor hom. So, al hierdie kan as volg opgesom word. Kan jy sien in die voorbeelde wat ons nou net gedoen het, ek is baie jammer, in die voorbeelde wat ons nou net gedoen het, is die tekens dieselfde, die tekens wat ek met mekaar maal. Hulle is albei dieselfde. In die eerste voorbeeld was albei 'n plus. So 'n plus en 'n plus gee 'n plus. En in die volgende voorbeeld was 'n minus en 'n minus wat ook vir my 'n plus gee. Nou die triek waarna jy moet kyk, wat jy moet agterkom, is as die tekens dieselfde is, gaan dit altyd 'n positief wees. As die tekens dieselfde is, gaan dit altyd 'n plus wees. Volgende voorbeeld gaan dan presies die teenoorgestelde wees. Nie die teenoorgestelde nie, maar 'n plus en 'n minus, plus maal 'n minus, gee vir my 'n minus. Voorbeeld daarvan gaan wees 3 maal minus 2 is minus 6. En die laaste een gaan wees minus maal 'n plus, gee vir my 'n minus, en dit is letterlik net minus 3 maal plus 2 is minus 6. So, in die vorige twee het ek vir jou gesê, as die tekens dieselfde is, dan is hulle altyd 'n plus. Maar,
Nou is die tekens nie dieselfde nie. Een is 'n plus, een is 'n minus. As hulle verskil, gaan die teken altyd 'n verskil wees. Nou, verskil beteken minus. Ek weet nie of jy dit al ooit gehoor het nie, maar as jy woordsommetjies kry, gaan hulle vir jou sê, wat is die verskil? So, Andrei het 12 appels en Sunny het 4. Wat is die verskil tussen hulle twee? Jy weet, en dan is dit net minus. As vat jy 12 minus 4 kry 8. Sê okay, die verskil tussen hulle twee is 8 appels. So, verskil is altyd minus. Ek verduidelik dit want sodra jy dit onthou, gaan nie net hierdie vir jou makliker wees nie, maar later as jy kom by faktorisering, gaan dit ook vir jou makliker wees, want dan weet jy die woord verskil beteken minus. So, 'n minus maal 'n plus gee vir my 'n minus. As die tekens verskil, ek herhaal myself net, as die tekens verskil, gaan die teken 'n minus wees. Dis baie maklik, dit sê letterlik vir jou. Verskil, minus. Volgende. Deling. Deling het ook 'n funky woord, koëffisiënt. Ons sê, nie dat jy hom ooit gaan gebruik nie. Jy gaan dalk een keer in huiswerksom kry, maar nooit in 'n toets nie. So, rakende die tekens, het ons die volgende. 'n plus gedeel deur 'n plus is 'n plus. Wat het ek in die vorige slide gesê? As hulle dieselfde is, gaan hulle 'n positief opeindig. So 'n voorbeeld daarvan gaan wees 12 gedeel deur 3 is 4. Plus gedeel deur plus is plus. Volgende een minus gedeel deur minus, omdat hulle is dieselfde, daarom eindig hulle op as 'n positief. En 'n voorbeeld daarvan gaan wees minus 12 gedeel deur minus 3 is positief 4. Volgende, minus gedeel deur 'n plus is 'n minus. So as die tekens weer eens, as die tekens verskil, eindig hulle op as 'n verskil of as 'n minus. So minus 12 gedeel deur positief 3 is dan minus 4. En dan die laaste deling voorbeeld, plus gedeel deur minus is 'n minus, en daarom gaan my antwoord hierso wees, 12 gedeel deur minus, positief 12 gedeel deur negatief 3 is negatief 4. Boom, dis die einde van die video. Ek sou seker daar is 'n paar video's verder wat jy kan gaan kyk. Ek het julle gesê ek gaan voor 10 minute klaar wees, so ja, ek weet nie, ek hoop julle geniet die res van die dag. Sien julle in die toekoms.